21 April, wat die genade van God in ons lewens uitrig. Dit maak ons leë lampe vol. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Matteus 25 vers 4. Laat elke jong persoon ag slaan op die gelykenis van die 10 maagde. Almal het lampe gehad, dit wil sê 'n uiterlike gedaante van godsdiens. Maar net 5 het innerlike vroomheid besit. 5 van hulle het die olie van genade ontbreek. Die Gees van die lewe in Christus Jesus, naamlik die Heilige Gees, het nie in hulle harte gewoon nie. Van watter nut was dit om 'n lamp van belydenis sonder die olie van genade rond te dra? Hoe mooi ook al die belydenis, hoe hoog ook al die pos van hom wat die godsdiens bely. As die olie van genade ontbreek, het hy niks om sy lamp mee te voed nie. En dit kan dus geen helder ligstrale uitstuur nie. Die rede waarom die bruidegom tal om te kom, is dat hy lankmoedig is teenoor ons, en nie wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. O die kosbare langmoedigheid van ons genadige Heiland, o dat elkeen van die dierbare jong mense die waarde van die siel sou waardeer, wat so oneindig duur op Golgotha gekoop is. O dat elkeen die vermoëns reg wil waardeer, wat God aan hom gegee het. Die Christus kan u met die leer van vooruitgang klim, en elke vermoë aan Jesus onderwerp. U gesindheid, u gedagte, u woorde, u dade, kan toon dat u deur die Gees van Christus beweeg word. En die lewe kan 'n sterk invloed oor ander uitoefen. Die tydperk in die geskiedenis waarin ons leef, is gans te ernstig vir ons om onverskillig en nalatig te wees. U moet bid, glo en gehoorsaam. In u eie krag kan u niks doen nie, maar deur die genade van Jesus Christus kan u kragte op so 'n wyse gebruik, dat u eie siel die grootste voordeel daaruit haal, en dat dit vir ander siele die grootste seëninge beteken. Gryp Jesus aan en u sal met ywer die werke van Christus doen, en uiteindelik die ewige loon ontvang.